Ja, broers en susters, jong mense, kinders, soos jy reeds verneem het dan van dags, soberheids, sondag, soberheidsdiens, geleid deur die CLB. En die CLB is reeds in 1977 in Woester gestig, onder leiding van predikante soos Dominee Jury van der Rooi, die nog steeds sterk staan in die tuig van die CLB. En onder meer beywer die CLB die Christelike afhankelikheidsbediening, die ou, soos hulle sou sê, altyd die alkoholiste hond. Maar die CLB beywer hulle op die voorkoming van drank en dwelmafhanklikheid, met die klem op die jeug sowel as volwassenes. Die motivering ten einde persone te oorreed om van die misbruik van alcohol en die gebruik van dwelms afstand te doen. Die nasorg met die doel om die gerehabiliteerde en gesin op die pad van 'n sober en dwelmvrye lewe te ondersteun en herinskakeling by die gemeenskap. So die CLB beywer hulle vir voorkoming, motivering in die stryd en ook nasorg na die stryd, of nie wel na die stryd, maar na jy gekom het op die punt van ek moet 'n verandering maak, maar dan kom jy die stryd na daardie besluit, want dan kom die versoekinge. Julle ons bid, Here, ek my nie in versoeking nie, maar my broer gee maar, skink maar, ek gaan maar, ek sit myself weer in 'n posisie om tot val te kom. So voorkoming, motivering en nasorg. En ek dink dit is belangrik in ons gemeenskap hierdie week, was ek ook nie herinner deur een van die parlementslede in Suid-Afrika. En ek kan die name noem, maar ek wil ook nie sê moet vir die broer stem nie, want ek wil geen iemand beïnvloed nie, want ek self sit ook met worstelinge met die broer, maar die video het wyd versprei oor sosiale media. In die video noem die parlementslid dat hy dra die gesig van 'n seentjie van 15 jaar oud op sy T-hemp. En dan vra vir hom, waarom hierdie T-hemp? En hy sê, hierdie 15-jarige seun was 'n onskuldige. En in die stryd tussen bendelede, waar bendelede teenoor mekaar geskiet het die een bendelid die seun geneem, die 15-jarige seun geneem, voor homself geplaas, en hierdie onskuldige seun met sy hele lewe nog voor hom gehou as skild, gehou as beskermer. En daardie ander bendelid wat aan die ander kant gestaan het niks gedoen, niks gedink om steeds te skiet. En hierdie oomblik verloor 'n jong man, die bendelid was, sy lewe. Aan die ander kant verloor nog 'n jong man van 15 jaar oud ook sy lewe, die onskuldig was. En hierdie oomblik, broers en susters, in daardie oomblik selfs in die parlement, oppositiepartye kan nie anders as om net stil te staan nie. Van hier het iets verskrikliks gebeur en dan moet erkenning daaraan gee. Vereerings moet hulle teenargumente laat vaar en die hart in 'n ander sien. The story captures the sad reality of our society and communities. Not only the senseless violence and murders on the Cape Flats, but how the abuse of alcohol and drugs are intricately linked to violence in our communities. But how it forms part of the vicious web of unemployment, poverty, and crime in our societies. It highlights the vulnerability of our communities and our people, and how these vulnerabilities are further exploited by people who seek power, exploited by people who seek wealth, exploited by people who seek status. Want as die jong seun, as dit moeilik gaan in die huis, as daar nie brood op die tafel is nie, dan word daar geld in sy hand gestop, maar dan moet hy iets anders doen vir die een die geld in sy hand instop. Later raak dit 'n gewelddadige siklus van dwelms, van drank, aan waarin jy jouself blootstel. Broers en susters, jong mense en kinders, selfs in ons huise, waaraan laat ons kinders bloot?
praat die kinders. Ons kinders word groot met blootstelling aan dwelm en drankmisbruik. Hoe kan ons van hulle teregwys as dit hulle normaliteit is in hulle huise? Dit spreek van die kwesbaarheid van ons gemeenskap, dit spreek van die kwesbaarheid van ons families, nog meer broers en susters. In hierdie land van ons, 60% van ons huisgesinne sit sonder 'n vaderfiguur. Van ons vaders het brood en melk gaan koop. Ons vaders het seep gaan koop. Ons vaders verkies eerder om op die lyn te sit, 'n bottel te knap, as wat hulle staan vir hulle man in hulle huise. Dit spreek van die kwesbaarheid van daardie afwesigheid laat 'n leemte. Daardie afwesigheid laat 'n gaping vir versoekinge om op die pad van ons kinders te kom, vir versoekinge om op die pad van ons groot mense ook te kom. Dit spreek van 'n kwesbaarheid, 'n weerloosheid en 'n broosheid. In ons geleesde teksgedeelte lees ons van hoe die Heilige Gees vir Jesus weglei na die woestyn, oftewel die wildernis, om versoek te word deur die duiwel. Op 'n indrukwekkende wyse volg hierdie uittocht van Jesus in die wildernis, volg dit op die doop van Jesus in Matteus 3 in die Jordaanrivier. En hoe mooi in hierdie beeld in Matteus 3 sien ons hoe God self openbaar en bevestig aan hierdie Jesus wie gedoop word. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. In hierdie oomblik word Jesus sy identiteit bevestig. In hierdie oomblik word Jesus sy doel op aarde bevestig. Op hierdie oomblik spreek dit en bevestig dit, so lief het God die wêreld dat hy stuur sy enige gebore seun vir ons redding. Now it's almost, when you are baptized, certainly then you walk on a high, certainly then you float over the waters, you float over the earth. But why would Jesus then, after being baptized, go into the wilderness? He does not immediately start with his ministry on earth. He does not immediately proclaim that I am the Son of God, I am the Messiah. No, he goes into the wilderness. He goes into the place of isolation. He goes into a place of, wat mense sou sê, as Gods verlatenheid. Hy gaan in 'n plek waar hy afgesonder word, waar hy versoek word, waar hy beproef word, waar hy tot die uiterste uitgemergel word, waar hy honger en dors is. Vir 40 dae, 40 nagte gaan hy in die plek waar die Israeliete ook eens was. En ons onthou toe die Israeliete in die woestyn was, met hulle die Here se teenwoordigheid bevraagteken. Toe die Israeliete in die woestyn was, toe bevraagteken hulle Moses se leierskap. Toe die Israeliete in die woestyn was, toe hulle vra, wat soek ons, hier kan ons maar terug gaan na die vleispotte van Egipte nie. Juist na hierdie plek gaan die Seun van God, en hy gaan vereenselwig hom in die mees uiterste omstandighede met die mens. Die woestyn, waar jy fisies, liggaamlik, geestelik en emosioneel uitgeput en uitgemergel word. Jesus does not choose comfort. Jesus does not choose palaces and kingdoms. He goes into the wilderness because that is where he embodies the love of God, to reconcile man with God, to reconcile man with man, to fully invest himself in the utmost circumstances. Want die woestyn, 'n plek van beproewing, kan ook 'n plek word waar nuwe dinge geskied. Die woestyn waar jy uitgemergel word, kan ook die plek wees waar jy juist jou afhanklikheid van God ontdek. Waar jy juist ontdek wat het is om nie in jou eie kragte te staan nie, maar om in die krag van die Here Jesus Christus te staan. Dat as die duiwel op jou pad kom, dan weet jy kan nie uit jou eie kragte die duiwel teenstaan nie, maar jy benodig die hulp van die Here. Dit is wat die Here doen as hy in die woestyn ingaan. Hy versoen mens met God self op aarde, dat die hemel en die aarde, daar die skeiding word gebreek, dat selfs die woestyn is nie te ver vir die Here nie. Now people, dear beloved, die woestyn is nie, die wildernis is nie net 'n geografiese plek nie, but it can also speak of phases that we go through in our lives. Those moments of darkness, those moments of testing, those moments where we
dit sober het, 10 jaar dit sober het, 15 jaar dit sober het, beteken nie dat daar nie versoekings op die pad was nie. Beteken nie dat die duiwel die keer op keer gekom het nie, as ons lees hierso in vers 3, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe rode word. Die wyse waarop die versoeker, die wyse waarop die duiwel die Here versoek, is in sy onmiddellike omstandigheid. In sy onmiddellike omstandigheid word daar gesê, hy was honger gewees. En die duiwel kom en sê, maar Boeta, as jy honger is, maar jy is mos die seun van God, maar dat hierdie klippe dan op brood word, voorsien in jou behoeftes. Hoe dikwels kom die duiwel nie voor in die vorm van 'n brullende leeu nie, maar kom jy's voor in ons diepste verlange, in ons diepste begeertes, en jy's daardeur word ons amper geoptel. Dit wat ons al selfs voor gebid het. Maar dan verloor ons so ons wyse van hoe God daardie gebede geantwoord het, dat ons dink ons het in onsself daarin gekom. Met hierdie soberheid Sondag kan ons dink aan die reis wat baie het met soberheid. Ons kan dink aan die verhouding wat ons het met drank, dwelms, dobbelary, seksuele wangedrag, but we can also think of mental health challenges, depression, self-harm, loneliness, including isolating yourself from family and friends. When you are in the wilderness yourself and the devil tempts you, met klein saadjies, nie groot, brillende liefsie, maar klein saadjies wat in jou gedagtes geplant word, waardeur jy versoek word. Jy stap 2 dae van soberheid en daarna, dan kry jy. Dit brand hier op jou maag. Jy dink, jong, 1 keer is mos al nie. Ek het dan ons nog 5 dae uitgemaak, so 1 keer is al nie te veel. En ek sal nie teruggaan nie. Jy beloof vir jou familie en vriende ook, het was maar net 1 glasie gewees. Ek sal nie teruggaan nie. Maar 1 glasie word nog 'n glasie. 2 glasies word 3 glasies. 4 glasies, broers en susters, word 'n kus. En die eerste kus is ook nie genoeg, en dan word dit 'n tweede kus. En later dan word Sondag die nasionale drinkdag, wat die Sabbatsdag moet wees. En in die meantime, sien jy, hoe skuif jou eie kinders agteruit. Hoe onttrek jou eie kinders alself van jou. Want dit is die hele ding. Self, broers en susters, in die week is jy eksie perfeksie. Man, die bloedperfume word van die huis gered tot diep in die kamer. Die feile is elke dag in die tyd word tot heel boek vastgemaak. Jy is min meer perfeksie homself. Jy's glad met die mond ook. Jy praat nie uit enige ding. Maar die vrou, die kinders, of selfs omgekeerd word, die man en die kinders, vrees alweer vir wat die naweek gaan kom. Vrees vir wat wag die naweek. Soos my ouma altyd so sê, 'n straatengel, maar hy is duiwel. Broers en susters, vir baie is elke dag 'n stryd. Vir baie is elke dag 'n beproewing. I challenge them just get through the day, because they know what is coming or what happened already. The person who they married is not the person who's living with them anymore. Soos hulle sing, there's a strange in the house. As ons kyk na die 3 wyse waarop die Bybel Jesus versoek. Eerste, as jy die seun van God sê, hierdie klip moet brood word. Tweedens, neem die duiwel die Here na die heilige stad, as jy die seun van God is, spring af en hy sal sy engele oor jou opdrag gee. Die duiwel haal selfs die skrif aan. So regverdig ons mos onsself. Die Here het onsself die water in wyn verander. Hoe dan nou? Hoe sal ek dan nou doen? Paulus sê onsself, 'n wyntjie is goed vir die ongesteldheid. Hoe sal ek dan nou leef? En vers 8 ook, die duiwel het hom na baie hoë berg geneem. Dit sal ek vir alles vir u gee, as u neerval en my aanbid.
we see the progression from the first temptation to the second temptation to the third temptation. In the third temptation, the devil actually reveals himself and what his intentions were. And he's trying to break the relationship of God the Father and God the Son. He's trying to help almost the Son to be disobedient to the Father as Adam was once in the Garden of Eden. Broers en susters, in hierdie wyse breek die versoekings ook ons verhoudinge met God. Ons verhoudinge met onsself, ons verhoudinge met ons geliefdes, as ons onsself regverdig. Dit is belangrik in hierdie sin, dat die Here altyd 'n teenantwoord as die duiwel kom met 'n versoeking. Die Here sê, daar is ook geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die Here sê ook, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die Here sê ook, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Constantly remind us, not just who you are, but in whose service you stand. Constantly remind us who your God is. Broers en susters, as jy nie staan vir iets nie, dan gaan jy val vir enige. As jy nie die woord ken nie, as jy nie die vermoë het om 'n teenwoord, 'n teenargument te gee op die versoekings en selfs jou eie gedagtes nie, dan gaan jy struikel en val. We are called in this time of Lent, especially, to sit with the Word of God, to read the Word of God, to discern the Word of God, to interpret the Word of God, not only with ourselves, but with one another, so that we are able, when temptations come our way, that we are able to give a Word of God filled with His Holy Spirit, and not filled with His mischievous plans of the devil, but that we can give a word and account of the faith that is living within us. Hier vandag het geliefdes na vore gekom, hartstogte gedeel, gewys dat ons sit in 'n stryd, ons het gehoor in ons storie, ons moet daders wees van die woord, in welke wyse word ons as gemeente geroep om ons geliefdes die sit in 'n stryd te omarm, te help en net hulle te bid en 'n woord aan hulle te gee as die versoekinge op julle pad kom. Broer, my suster, ons is net hier. We are called. And Jesus sets them an example. He does not shy away from the wilderness. He does not shy away from the temptations. He does not shy away from the challenges. He takes it upon himself, and he takes it upon himself alone. And after this encounter, we can read in Matthew 4, then he goes on to call the disciples. Hy reeds die duiwel oorwin. Daarna gaan hy met die disciples, sodat ons nie soos hy alleen in hierdie stryd met die duiwel hoef te wees. In vers 10 lees ons dan, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Engele het gekom en tot die diens van die Here gekom. Hoe mooi is dit, dat in die voorafgaande verse, dan sê die Bybel ook, as jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Maar die engele gaan nie op die bevel van die duiwel nie. The angels go on the command of God in God's time. The angels come to the service of the Lord. And in this moment we see a certain vulnerability of Jesus that we can relate to. After being tempted, he's still tired. He still thirsts. There's still a need. But the Lord provides in that need. The Lord sends the Lord's angels to serve him. Broers en susters, ons is nie die Here nie. Ons is maar net mens. Ons gaan struikel en ons gaan val. Ons gaan dalk tekort kom. Baie van ons geliefde selfs familielede
sit met 'n streep op hulle eie in die huis. Die kassies word toegemaak in die oggend en in die aand, want ons weet nie dat ons eie dogter daai ons kinders se klere sal steel. In ons eie huise sit ons kinders met depressie. In ons eie huise sit kinders in 'n donker wolk. We cannot fight it alone. The Lord sends angels on our way to help us, to minister to us. En engele is nie net hemelse wese met vlerke nie. Engele is eenvoudige mense wie die boodskap van God dra en tot ons behoeftes spreek. En in die doelstellings van die CAB, engele is mense wie op ons pad kom om voorkomend op te tree. Engele is mense wie op ons pad kom om ons te motiveer terwyl ons in die stryd is. Engele is mense wie op ons pad kom om nasorg te tref nadat ons die besluit geneem het, ek wil nie meer hierdie dinge doen. Ons het altyd die CAB nodig. Ons sal altyd die CAB nodig hê, solank as wat daar dwelms in ons gemeenskap is. Ons sal altyd die CAB nodig hê, solank as wat daar alkoholmisbruik in ons gemeenskappe is. Ons sal altyd die CAB nodig hê, solank as wat daar jong meisies is en jong seuns wie aan seks verslaaf is. Ons sal altyd die CAB nodig hê, solank as wat daar mense is, jong mense, groot mense, mans en vroue, wie hulle hele salaris aan dobbelary uitspandeer, nagte by Grand West sit, Betway, Hollywood beds, al wat 'n betting system is, en hulle sien nie eers hul salaris nie. Ons het die mense soos die CAB eenvoudig nodig, solank as wat daar sosiale ewels in ons gemeente en in ons gemeenskap is, broers en susters. For they are called by the Lord Jesus Christ himself to walk a path with the people we often don't want to walk a path with. Die uitgewerkenis wat die selfde heel van ministry gewerk is. We are called to help this ministry om die CAB te help in hulle doelstelling dat daar die voorkoming is van drank en dwelmafhanklikheid. Dat daar die motivering ter einde persone te oorleed om van die misbruik van alcohol en die gebruik van dwelms afstand te doen. Dat daar die nasorg met die doel om die gerehabiliteerde en gesin op die pad van 'n sober en dwelmvrye lewe te ondersteun en die herinskakeling met die gemeente en gemeenskap. We are called as angels of the Lord, as disciples of the Lord, to minister to our people in their need, in their utmost need. Soos die Here God homself aan ons die voorbeeld gestel het. Maar God werklik vir ons daartoe help. Amen.